reproduktiewe isolasie. Dit beteken dat twee bevolkings of spesies nie meer suksesvol met mekaar kan voorplant nie. En as daar nie suksesvolle voorplanting is nie, is daar nie geen vloei nie. Ons kyk na 5 verskillende reproduktiewe isolasie meganismes. Belangrik dat jy die naam moet voluit skryf. Eerste ene waar ons kyk is broei op verskillende tye van die jaar. Jy het byvoorbeeld daai para aan die linkerkant wat haar eiers lê in 'n somer of 'n reenseisoen, en dan het jy die paras aan die regterkant wat byvoorbeeld in die winter of in 'n droër seisoen hulle eiers lê. So die twee gaan nooit met mekaar kan voorplant nie, want hulle broei op verskillende tye van die jaar. Dan het ons byvoorbeeld spesies-spesifieke hofmakery gedrag. Daai voeltjie daar aan die linkerkant soek vir haar 'n mannetjie wat sy hofmakery gedrag gaan wees, wat hy gaan dans daar voor haar en sy vere mooi vir haar wys. Volk aan die regterkant soek weer 'n mannetjie wat vir haar 'n mooi nesie gaan bou. So sy gaan nou weer glad nie impressed wees as die mannetjie daar voor haar begin dans nie. Volgende is verskillende plantaanpassings by verskillende bestywers. Daar's byvoorbeeld plante wat net deur bye bestui word. Kry plante wat byvoorbeeld net deur voëls bestui word. En dan is daar ander plante wat byvoorbeeld net deur skoenlappers of motte bestui word. Daar's ook plante wat net van windbestuiving gebruik maak. En dit keer dan dat daar geen vloei tussen hierdie plante plaasvind. Dan het ons 'n onvrugbare nageslag. Dit is wanneer die perd en die donkie met mekaar byvoorbeeld kruisstel, dan kry ons 'n muil. Daai muil is onvrugbaar, hy is steriel, hy kan nie voorplant nie, en dit is ook 'n voorplantingsisoleringsmeganisme. En dan die laaste een is voorkoming van bevrugting. Dit is wanneer die voorplantingsorgane fisies nie by mekaar pas nie. Maar mense, so die 5 reproduktiewe isolasiemeganismes, is dit baie belangrik dat jy die name uitskryf. So jy moet sê, broei op verskillende tye van die jaar. Daar is spesies-spesifieke hofmakery gedrag. Jy kan nie byvoorbeeld net sê hofmakery gedrag nie. Jy moet sê die plantaanpassings by verskillende bestywers. Jy kan nie net sê verskillende bestywers nie. Onvrugbare nageslag en voorkoming van bevrugting. Alright, so hulle kan dit vir jou op baie verskillende maniere vra. In November 2025 toe vra hulle daar by 1.1.6. Watter een van die volgende is 'n voorplantingsisolasiemeganisme? A, sê hulle aanpassing by dieselfde bestuivingsagent is nie reg nie, dis verskillende bestuivingsagente. B, spesies-spesifieke hofmakery gedrag is korrek. C, voorbring van vrugbare nakomeling is nie korrek nie. D, broei op dieselfde tyd van die jaar is ook nie korrek nie. So dit is B. Toe in Mei, Junie 2024, toe gee hulle daarso vir jou uittreksel wat sê, die blomme van die stinkblaar maak in die aand oop en stel 'n kragtige geur vry wat pylstertmotte aantrek. Die stinkblaar produseer 'n hoogs verslawende nektar wat verseker dat die pylstertmotte langer in die blom bly en slegs die stinkblaar besoek. Toe vra hulle vir jou daar nou 3.5.1 verduidelik 2 maniere waarop die stinkblaar verseker dat hul voorplantingsisolering het, en ook noem 2 ander meganismes wat voorplantingisolering by plante verseker. En dan sou jy nou daar geskryf het dat dit stel 'n sterk geur vry wat die pylstertmotte aantrek vir 2 punte. Jy kon ook geskryf het dat die nektar is hoogs verslawend om te verseker dat die pylstertmotte slegs die stinkblaarblomme besoek. Hy gaan in die aand oop om te verseker dat die pylstertmotte dit besoek, of dit is aangepas vir 'n spesifieke bestuiver of bestuivingsagent omdat hulle die pylstertmotte aantrek. So jy moet sê wat is die aanpassing en die rede vir die aanpassing. Okay, so toe met 3.5.2 toe vra hulle vir 2 ander meganismes wat voorplantingsisolerings by plante verseker. Dan kon jy net gesê het voorplanting tydens verskillende tye van die jaar, steriele nakomelinge of voorkoming van bevrugting. In Mei, Junie 2023 toe vra hulle daarso by 1.3.3 voorplantingsisolasiemeganismes in spesies. Dus A is broei teel in dieselfde seisoen van die jaar, B steriele nakomelinge. Dieselfde seisoen van die jaar is nie 'n isoleringsmeganisme nie, maar B steriele nakomelinge is, en dan is dit belangrik omdat dit net B is dat jy sê slegs B. Toe in November 2022 noem 3 voorplantingsisoleringsmeganismes wat nie hierbo genoem word nie. As jy die uittreksel lees, sê hulle daarso vir jou die samango ape en die blou ape is 2 aapspesies wat dieselfde habitat bewoon. Navorsers het onlangs ontdek dat 'n bevolking van samango ape in staat was om met blou ape te kruisstel en 'n nageslag voor te bring. Hierdie nageslag was steriel. So die voorplantingsisolasiemeganisme in die voorbeeld hierbo is steriele nakomelinge. 3.2.3 vir die enige 3 voorplantingsisolasiemeganismes is redelik eenvoudig. Jy kon gesê het hulle teeling of broei op verskillende tye van die jaar, daar spesies-spesifieke hofmakery, aanpassing by verskillende bestuivingsagente en voorkoming van bevrugting. Mense, volgende gaan ons dan kyk na kunsmatige seleksie.